Hallo julle, hoop het gaan sommer spoggerig by almal. Vandag wil ek graag 'n paar staaltjies vertel oor autisme of Aspergers, wat miskien vir julle interessant sal wees. So toe Carlo klein was hy in kleinkindontwikkelingsentrum en ek wil sommer vandag 'n groot shout-out gee aan Almarie. Baie dankie. Jy was 'n engel en jy het so mooi na Carlo gekyk en regtig baie moeite gedoen. Ons het groot waardering vir dit. So ek was 'n haarkapster op daai stadium en het maar voldag gewerk en vanoggend laai jy vir Carlo af by die skool, by die kleinkindontwikkelingsentrum en Anri is by die skool en dan werk ek en dan kan ek nie wag om vanmiddag vir Carlo en vir Anri te gaan optel nie. So gewoonlik as ek ingestap het by Carlo by kleinkind, dan is ek so excited want ek wil hom net 'n drukkie gee. Ek het so verlang na hom en dis altyd so ironies vir my gewees. As ek sê hallo my Esther of hallo Carlo, dan kyk hy net so op en sê hallo. En dan is daar 'n seentjie wat saam met hom in die groep was. Hallo Tannie, en dan kom hy aangehardloop en hy het my om die bene en hy druk vir my. Hoe gaan dit met Tannie? En ag moeder, dis my kosbare staaltjie. Want as mamma het ek so begeer dat my ou seentjie ook moet sê hallo mamma en aangehardloop moet kom en my 'n drukkie gee. Maar dit is nie noodwendig so met Aspergers nie. Hulle hou nie baie daarvan om aangevat te word en gedruk te word en geliefkoos te word nie. Miskien is jou kind anders en dan is ek baie bly vir jou. Maar ja, dit was baie kosbaar. So Carlo, moet jy maar so aan die verbygaan of as jy nou die voorreg het om aan hom te raak of gevra het of jy aan hom mag raak, dan kan jy hom 'n drukkie gee of gesê het gevra het ek wil nou vir jou 'n drukkie gee. En dan hy het, ek kan nie sê het soene gehad nie. Hy word amper 16 en hy haat soen. Nou ek moet sê ek is self nie mal daaroor nie. Ek sal baie graag vir iemand 'n drukkie gee. Ek het ook in die era groot geword waar almal gesoen moes word. Elke biduur en elke familie event en maar ja, dit was maar die era, maar ek is self nie, ek is self baie tassensitief, so ek hou nie van soen en drukkie, so ek sal nie sê druk nie, maar soen hou ek niks van nie. So my man is dapper, en ek spot altyd en sê, hy kom altyd met lang lippe aan, want hy weet sy baard maak my seer. Kosbaar, maar ja, partykeer sien ons onsself en ons kinders. En so iets wat Carlo glad nie verdra het nie, was soen. En alhoewel hy en Anri die wonderlikste verhouding gehad het, my meisiekind, het dit hom vreeslik geïrriteer as iemand hom soen, ek of Shaal of Anri. So die enigste twee het hy gesê wat hom mag soen, was sy juffrou Louise. Louise, sommer net 'n groot shout-out vir jou ook. Jy was 'n engel in ons lewe. En sy ouma Anne, want sy ouma Anne het altyd rooi lippe gehad en sy het hom op die wange rooi gesoen en hy het nie eintlik 'n keuse gehad, hy moes hom net vat. So ek het toe hy nou baie klein was met hom oor die inkoms aangegaan en gesê ek beloof dat ek jou nie sal soen voordat ek nie gevra daarvoor nie. En jy moet ook nie eers die geluid langs hom sit 3 meter van hom af en die geluid soen maak nie. Dan vee hy dit onmiddellik af, al het dit nie eens aan hom geraak nie. Ag, dis kosbaar. Dis so kosbaar. En nou nog, dis eintlik wonderlik hoe ouer hy geword het en hoe meer ek kon vra, kan ek maar vir jou 'n drukkie gee? Kan ek jou maar bietjie cuddle? Kan ek jou maar bietjie druk? Kan ek jou maar in jou nek soen? Nee, nie soen nie. Ek mag hom druk, mag hom cuddle, maar nie soen. So, Carlo hou baie daarvan, as ek sit en werk voor die rekenaar, sy werkstasie of sy lesenaar is net hier langs my lesenaar. Hy sit en doen sy homeschooling en ek werk
aan my werk en dan sal hy opstaan en dan druk hy sy neus so teen my kop en dan snyf hy my. Of hy sal sy neus so in my nek druk en dan snyf hy my, dis vir hom baie lekker. En of hy sal, soos wat sy sussie met hom gemaak het toe hy kleiner was, of nou nog met hom maak, sal sy koppie so in my nek druk en dan sal hy my so butterflytjies gee. So dit is vir my so kosbaar en dan is dit my so lekker om sy kop bietjie vas te druk en sê, dankie, ek is baie lief vir jou ook. En soos wat hy ouer word, was hy baie meer verdraagsaam vir dit. So dis baie kosbaar vir my. Maar nog steeds, as hy sit en werk en ek gaan staan agter hom en ek snyf bietjie aan sy koppie, dan kan ek sien as hy maar eers bietjie geïrriteerd, sê vir hom lekker nie. En na so rukkie dan maar ek soen nie, ek sal nie waag om te soen nie, en dan sal ek nou verbyloop en dan hoor ek net hy vlie op en hardloop hy nou kastig agter my aan en dan kom vreet hy my nou in my nek. So ja, dan kry ek darm daai liefde wat ek soek. So my raad, as iemand in jou familie op die spektrum is, of dalk Aspergers is, of jy kom agter hulle hou nie van soen, of druk of so iets nie, miskien is dit omdat hulle dalk tassensitief is, dis miskien vir hulle nie lekker nie, of miskien seer, baie keer is dit vir my seer, as gevolg van die fibromyalgia, so ek hou van 'n drukkie, maar dit moet sag wees, dit moet net liefde gee. En ja, so vra, kan ek jou 'n drukkie gee? En baie keer sal hulle sê ja. En ook die ander rede kan wees dat iemand het dalk nie met daai sagtheid en liefde groot geword nie. Hulle het nooit geleer om dit te ontvang of te gee nie. So wees maar baie geduldig met hulle en ons is herd animals en ons soek liefde, ons soek aanvaarding en ons soek mense om ons, al soek ons dit nie 24 uur nie, maar ons het 'n behoefte aan liefde. So gee maar stadig maar seker bietjie liefde en drukkies en respekteer die ander ou se ruimte en spasie. My man weet, as hy my wil soen, moet sy baard kort wees, moet geskeer wees, want my vel is baie sensitief en dan is dit nou nie vir ons, dit vir my seer. So kom ons respekteer mekaar en ek moet weer moeite doen om hom te soen, want dit is nou nie vir my die heel lekkerste ding in die wêreld nie. So ja, ons moet soos ek sê, mens sien jouself en jou kinders. Ek hoop julle het 'n heerlike dag en ons gesels gou weer.